Hallo, vandag is dit my voorreg om jou te groet en dankie dat jy saam luister. Word vir 'n oomblik rustig, ontspan jou lyf en sien hierdie oomblik as 'n oomblik waar jy die meubels in jou hart rondskuif, asof jy regmaak en gereed maak om hierdie boodskap te hoor. Haal lekker diep asem en kyk of jy die asem kan volg soos dit ingaan en weer uitgaan. Hierdie week reis ons saam deur Bronnie Ware wat geskryf het oor die 5 dinge waaroor mense berou het wanneer hulle sterf. Bronnie het haar lewe lank in palliatiewe sorg gewerk, juis daar waar sy mense gereeld sien sterf het. En dit is gewoonlik op ons sterfbed waar ons lewenslange berou in die gesig staar, of in daardie oomblikke wat jy 'n groot skrik gekry het en jy besef, "Sjoe, okay, daar is waarde in die lewe en waaroor is ek spyt." So vandag gesels ons oor die tweede berou wat Bronnie Ware by sterwende persone gehoor het. En dit is dat ek wens ek het nie so hard gewerk nie. En is amper ironies, nê, dat een van die grootste spyt op mense se sterfbed is dat hulle te hard gewerk het, want ons word van kleins af geleer dat om hard te werk belangrik is. Ons moet vroeg opstaan, laat werk, alles gee en nooit kla nie. En as jy breek, moet jy net vinniger herstel en weer aanhou. En diep binne in ons glo ons dalk selfs, hoe harder ek werk, hoe meer waarde het ek. Maar Bronnie Ware se insig is pynlik eerlik. Mense wat hulle self oorlaai het met werk, het uitgemis op hulle kinders se eerste tree, hulle huwelike se warmste oomblikke, vriende se grappies, die stilte van 'n skemerlig, en dalk selfs die kans om hulle eie harte te hoor klop. Jesus sê in Matteus 11 vers 28 tot 30, "Kom na my toe, almal wat moeg en belas is, en ek sal julle rus gee. My juk is sag en my las is lig." Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Hierdie is die diepste uitnodiging waarna toe Jesus almal van ons elke dag tot bekering roep. Volg my, loop saam met my, wees naby my en jy sal rus vir jou siel vind. Gabor Mate, 'n psigiater wat al verskeie topverkope boeke geskryf het, sê in sy 80's dat hy spyt was vir te hard werk. Nie vir hard werk nie, want dit is tog nodig, maar om te hard te werk, maak dat jy op die kosbaarheid van die lewe uitmis. Deur ons werk is hoe ons bydra tot die wêreld, die lewe en jou familie, en dikwels ook hoe ons roeping uitleef. Maar soos Gabor Mate dit stel, when work becomes the main strategy to manage anxiety or feel self-worth, it becomes a trap. Hy vertel hoe baie van ons vanuit 'n plek van innerlike onrus werk, asof werk 'n manier is om liefde of erkenning te verdien. En hoe meer ons ja sê vir werk, hoe makliker sê ons onbewustelik nee vir ons gesin, ons vriende en ons gesondheid. So hoe kom ons weer by 'n gesonde rus uit? Ons moet leer om te prioritiseer. Ons moet leer om gesonde grense te stel en gesonde ritmes te ontwikkel. Brené Brown beklemtoon dat rus en speel is nie opsioneel nie. Dit is essensieel vir 'n vol en heelhartige lewe. Maar wat is dit wat ons keer om te rus? Dalk is dit vrees dat alles gaan ineenstort as jy afskakel. Dalk is dit jou skuldgevoelens dat jy net nie genoeg doen nie. 'n Identiteit wat so vervleg is met jou werk dat jy nie weet wie jy is sonder dit nie. En dan kom Jesus en sê, ek is die ware rus. As jy kyk na die skepingsverhaal, sien jy dat God op die 7de dag rus. Nie omdat hy moeg is nie, maar omdat rus deel van die skepingsritme is. Dit was nie 'n beloning na werk nie, dit was die kroon van die skepping self. Rus is dus nie 'n beloning vir harde werk nie, dit is 'n geestelike praktyk, 'n manier om te erken, ek is nie God nie, ek dra nie alles nie, en ek mag asemhaal. Dalk is een van die grootste getuienisse wat ons as Christene in hierdie oorwerkte wêreld as 'n voorbeeld vir ander kan wys, is juis dit, 'n lewe met ritme, 'n lewe waar ons rus,
nie as ontsnapping nie, maar as 'n groeimoment beleef, waar ons wys dat tyd met ons mense, met God en selfs net om niks te doen nie vermorsing is nie, maar aanbidding is. So wat kan jy prakties vandag doen om ruimte te skep? Begin met 10 minute stilte, sit net, geen foon, geen musiek en wees net. Of herbesin jou week, kyk na jou skedule, waaroor doen jy, waaroor belas jy jouself? En dan nooi rus in jou week, skryf dit neer soos 'n afspraak. Vrydag 7uur doen ek niks. So spandeer tyd saam met iemand sonder agenda. Geen probleem om op te los nie, wees net teenwoordig. En wanneer skuldgevoelens opduik, vra, wie het my geleer dat ek net waarde het as ek besig is? Laat die Gees daardie stem vervang met, jy is my geliefde kind, rus in my. In Pinkstertyd leer ons nie net om te praat nie, maar ook om te luister. Nie net om te doen nie, maar ook om teenwoordig te wees. Die eerste kerk het mekaar daagliks ontmoet, brood gebreek, saam geëet, saam gebid. Hulle het nie net gegee nie, hulle het gedeel. Hulle het nie net aangejaag nie, hulle het by mekaar stil gestaan. Hierdie is die tyd vir jou om iets terug te vat wat dalk gesteel is. Jou rus, jou aandag, jou teenwoordigheid. Die Gees herinner jou, jy is nie net 'n werker nie, jy is 'n geliefde en geliefdes mag rus. Kom ons bid saam. Here, ek bely dat ek baie keer dink ek moet alles dra. Ek jaag, ek hardloop, ek beplan, ek organiseer en dan voel ek leeg. Ek wil so graag wees wat ander van my verwag, maar ek vergeet wat U van my vra. Dankie dat U my nie roep om myself uit te brand nie, maar om in U ritme te leef. Leer my om te rus, nie net in my liggaam nie, maar in my siel. Heilige Gees, help my om ruimte te maak vir asemhaal. Wys my waar ek myself moet losmaak van perfeksie en prestasie en herinner my elke dag, ek is reeds geliefd, ook wanneer ek net sit en asemhaal. Amen.